Amen. Dankie julle. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Hulle is next level leaders. Amazing. Awesome. Awesome pap. Wel, ek wil vandag vir almal weer vir eens verwelkom by ons youth takeover. As jy 'n youth is op 'n Vrydag, kan jy make some noise? Amazing. Julle kan julle sitplekke inneem. You guys can take your seats. En nou wil ek ook, as jy 'n youth leader is op 'n Vrydag of jy serve op 'n Vrydag by youth, kan jy opstaan? If you're part of our dream team, let's go, these amazing people. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. These amazing people, they sacrifice their Fridays week in, week out to sow into the next generation, to sow into their own generation, om hulle eie generasie te serve. Ons wil net hulle 'n shout-out gee. Well done. We love you. You can take your seats. En dan wil ek ook, ons kan ook ons sitplekke vat. And then I also want to take this moment to give honor to our lead pastor Clifford and his wife Emma Renshaw. Kom ons gee hulle ook 'n lekker hande klap. They are amazing. Ons net dankie sê vir hulle vir die voorbeeld wat hulle stel in hulle leierskap. They are truly, truly next level. Ja, soos Nicholas sê, dis regtig vir ons 'n voorreg om vandag hier te sit. Ons vat dit nie ligtelik op nie. So almal ken ons nie, so ek wil graag onsself voorstel. Ek is Zanay en dit is Nicholas. Yes. En ons is onlangs verloof, so 'n paar maande terug. Woep woep. Dit is nogals baie mense dink ons het dit gefake want dit was op April Fool's Day. Maar dit is for real. Ons is nou al vir 3 jaar saam en ons is baie opgewonde om te trou. En ons het eintlik te lank. En ons het eintlik in die kerk ontmoet. So ons wil net sê vir al die young adult males of as jy 18 jaar en ouer is en jy's 'n man, do not be scared to take a girl that's in church on a date. Okay. Amen. Church Macy's, hulle lyk scary, but they're really not. En ons wil ook net sê, one date does not automatically mean you are dating. Okay? Dit is nie 'n troukontrak teken nie. Ja, en moet ook nou nie al die meisies gaan date nie. Dit lyk nie goed op jou in die toekoms nie. Ek sê maar net. Ja, so ek en Nicholas is super excited om net bietjie van ons storie met julle te deel en wat ons die afgelope 3 jaar geleer het oor wag. Want wag is nie lekker nie, maar spesifiek oor verhoudings, want verhoudings is super exciting, maar jy kort baie wysheid. Awesome. So kom ons bid. Vader, dankie vir vandag. Lord, thank you that we get to celebrate Youth Takeover Sunday, God. Dankie vir almal wat faithfully serve by youth, God. But today is not just about the youth, God. Father, this message is not just for youth, it's for everyone, God. En ek bid dat vandag dat U sal gesels met iemand. I pray that we won't just speak words, God, but that our words will be encouragement to someone. Our testimony will be encouragement to someone in here, Jesus. In Jesus' mighty name. Almal sê, Amen. Amen. Ek het 'n vraag. Wie hou van wag? Steek op jou hand as jy hou van wag. Well done aan jou spesiale persoon. Enigste persoon in die hele wêreld wat hou van wag. Shout out. But niemand hou van wag nie, hè? Niemand hou van wag. Imagine jy's in die winkel by Shoprite of Checkers of Pick n Pay en dit is van hy lang queues en jy wil net by die huis uitkom. Jy weet hy queue is so lank as hy tot binnekant die spice racks gaan. Jy weet soms is dit sommer daar agter by die vleis. Dis erg. And you come to the till en by die till maak die till toe. And then you have to go to the next line. Niemand hou van wag nie. Of miskien as jy daai tiener of hy kind en jou mom, she's in the shop, sy shop in die winkel en jy wag vir haar en jy wag vir haar en sy vat so lank, die lyne is lank en dan gaan vergeet sy iets en dan hardloop sy terug en dan bam sy iemand in wat sy ken en dan gesels sy nog die hele tyd en hy wag. But we all have something that we're waiting on God for, right? Almal van ons. It might be that you're waiting for healing. It might be that you're waiting for God's purpose to prevail in your life. Jy mag dalk wag vir 'n salarisverhoging. Almal sê amen. Jy mag dalk weer wag vir 'n nuwe werk of vir 'n verhouding of vir die regte persoon om in 'n verhouding mee te gaan. But we all have something we're waiting for.
En vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor waiting on God en oor what do we do while we are waiting? So voor ons daarmee begin, wil ek graag 'n storie deel waar God my in 'n wagseisoen gesit het van 8 jaar. So toe ek my lewe vir die Here gegee het, het dit met 'n belofte gekom van die Here dat ek eendag in 'n kerk sal werk en voltyds in die bediening sal ingaan. En dis 'n baie spesiale ding en as 'n jong mens, jy soos ek soek dit nou en ek soek dit nou dadelik en God het my dit nie nou dadelik gegee nie en het my 8 jaar laat wag. En in daai 8 jaar wat ek gewag het op die Here, het ek church hurt gekry. Ek het rejected gevoel deur die kerk en ek het gesien hoe ander mense intree in wat God vir my beloof het, sodat ek wou wegdraai. So ek weet nie of julle soos Nicholas gesê het met die lang winkelrye, soms draai jy sommer om, nê? Want jy kan net nie so lank wag nie. En ek het so gevoel dat ek nou regtig, ek kan nie meer wag op die Here nie. Dit vat nou net te lank. Maar danksy small groups en die kerk wat my net weer handwys gegee het en amazing leiers, het hulle net gesê just keep on going, keep on knocking, keep on seeking en ek het vasgehou aan die belofte wat die Here vir my gegee het. Dit was nie maklik nie. Dit was moeilik om deur daai seer te werk, maar ek het vasgehou en hier sit ek vandag in daai belofte wat die Here vir my gemaak het. Ek het 'n soortgelyke storie, want toe ek my hart vir die Here gee, het ek ook promises ontvang van die Here af. Maar een van hulle wat ek wil share vandag, die een wat ek wil share is hoe toe ek my hart vir die Here gee het, ek 'n droom gehad. Ek weet nie of dit 'n droom kan noem of 'n visie nie, maar ek het 'n vrou gesien in my toekoms, 'n wife en 2 kinders. Dis nog in die toekoms. Dis nog in die toekoms. But ek was baie jonk geweest. Ek was 16 geweest op die tyd. En ek het toe gevoel die promises vir my, ek moet nou gaan haal en ek het toe gaan soek vir my vrou. Ek het op regte plekke kyk in die kerk, come on. Maar ek het daar besef dat nie almal is vir jou nie. Nie almal in die kerk is vir jou nie. God has someone special for you that you have to wait for. But ek wens ek kon vir julle sê dat na die eerste keer het ek gewag op God. Geleer en gewag op God, but it cost me over and over getting hurt. Ek het soveel hartseer ervaar. Ek dink dit is die laaste, nie ek dink ek weet dit is die laaste hartseer voor Sunday wat ek besluit het dat ek besef het dat ek moet wag. I have to wait on God for what He has planned for me. En in daai wagperiode het God soveel gedoen in my om die man te wees wat my future spouse moet hê. En ek is so dankbaar ek gewag because I'm engaged. Ja, soos Nicholas ook 'n belofte van die Here gekry het oor 'n future spouse, het ek dieselfde gekry. Maar ek het dit ook in ander mense gesoek wat dit duidelik nie was nie en ek het eintlik verlief geraak op een van my beste vriende. En ons het nooit uitgegaan nie, maar dit was vir my een van die grootste hartbreuke wat ek ooit ervaar het en julle, dit is moeilik hier buite. Maar in daai hartseer het die Here vir my gewys dat ek in myself kan werk. En die belofte was nog steeds daar, al wou ek dit vir myself vat. God se belofte was nog steeds daar gewees. En God het my op 'n journey gevat waar ek sermons begin kyk het wat oor verhoudings gaan en marriage en ek het boeke gelees en ek het met vriende gepraat wat God honoring relationships gehad het wat my kon guide en net vir my sê, luister, dit kan gebeur. Wees net wys en dit kan gebeur. So wat ek geleer het daaruit is dat baie keer in ons wagseisoen wil ons net terugsit en ons wil net doen wat ons wil en ons wil soms weghardloop, maar we have to wait with purpose. Ons moet seker maak terwyl ons wag dat daar purpose in ons waiting is. So vir my was dit om myself te equip om eendag 'n goeie vrou te wees vir my spouse. Dalk is dit vir jou om 'n video te kyk op YouTube om jou te equip om jou werk beter te doen. Dalk moet jy begin kursusse doen. Dalk moet jy begin serve, learning to work in teams and serving in groups. Maar wat ek ook geleer het met verhoudings is dat ons nie in iets moet rush omdat dit goed lyk nie. Sometimes the stuff that looks good is die goed wat juist nie vir jou is nie. So in that waiting season, trust in the Lord, wait on Him. Keep knocking, keep seeking, but don't get passive. Take action.
Ja, en ek wil shout-out gee aan almal wat nie passive is nie, wat actually met purpose wag. Well done. As miskien het jy soek jy nog daai werk, maybe you are looking for that job and you're not waiting passively. Gooi in hy CV's, you're doing the courses, you're watching the videos. You koop yourself beer, maybe you're waiting for your spouse and you're watching the sermons, you're watching you're reading the books and you're preparing yourself. Wat ook al dit may be that you're waiting for and you're waiting with purpose. Wil ek net sê well done. As jy nie die results nou al sien nie, wil ek net vir jou sê die vers gee in Luke 16 verse 10. It says, whoever is faithful with little will be trusted with much. And keep on being faithful with what you have. Keep on being faithful with where you are. And wees faithful. Faithfulness, as ons faithful is in ons waiting, then that's where we develop character. Dis waar ons karakter develop. Dis waar ons verhouding met God verdiep. That's where we actually strengthen our identity in Christ when we're in our waiting season. So moenie jou waiting season ligtelik opvat nie. Ja, baie keer wanneer ons in daai wagseisoen is, veral vir ons spesiale maatjie, dan wil ons na die eerste ding toe gryp wat goed lyk. Maar moenie net date omdat jy verveeld is nie. Okay? It's not good. Moenie iemand date as jy insecure is nie. If you go into a relationship insecure or broken, you're going to come out more insecure and more broken than when you were before you went into that relationship. Ja. En dan ons almal het iets waarvoor ons wag en ons weet daar's challenges wat ons ook kan face terwyl ons wag. En ons het funny challenges wat ons 'n bietjie saam hele deel van ons challenges wat ons geface het. Maar julle ook net voel weet julle is nie alleen nie. En een van hulle is vir al die dating couples, die mense wat nog ongetroud is, they will know this. It's sexual temptation. Een van die temptations wat ons geface het. En dis nie maklik nie. It's not easy. Maar ons as a couple, ons het besluit we're gonna abstain from sex until we are married because we believe that's what God meant for marriage, vir die huwelik bedoel. En dis nie maklik nie. And the reason why we're doing it is not because it's a church thing. It must never be because it's a church thing. It moet ook nie wees because jy wil net pure wees, but it should be to honor God. Want dis wat God wil hê van ons, to honor God. And ons, it's a decision we made to honor God. And facing temptation is not easy. As dankzij small group leaders and accountability, wat ons nog steeds pure kan wees vandaag. En ook boundaries wat ons in plek gestel het om te kan pure wees. En ek wil vir julle aanmoedig, as daar enige mense in verhoudings is en of julle single en julle wil meer weet, julle kan na die tyd met my kom gesels oor wat ek in plek het. Kan nou nie op die stage alles sê nie. But you can come talk to me later if you want to. Ja, so een van die goed wat ons gedoen het voordat ons in 'n verhouding ingegaan het, ons het op ons fone sommer op die notes app ons aparte boundaries uitgetik en ons het met mekaar gedeel sodat ek weet wat hy verwag van my en wat hy as boundaries het en ook dat hy weet wat ek verwag en wat my boundaries het. En toe ons begin uitgaan het ons toe saam gesit en ons het saam ons boundaries uiteengesit sodat ons nie mekaar dishonor nie en ook nie dat ons God dishonor met ons verhouding nie. En so wat ons geleer het uit dating uit is dat daar moet purpose in dit wees. When you date, it's not just for dating, right? So ja, dit is lekker, dis fun om te date, dis lekker om te sê ek het 'n meisie, maar jy moet purpose in jou dating hê. Want op die ou einde, as jy trou, then you become one. En dan raak jy sterker. And so when you date, you need to think of God's kingdom. Who can I reach with my relationship? Who can I positively influence with my relationship? Was ek. Well, ek stem 100% saam. You have to date with purpose. Love is kind. And yeah. So ons wil net duidelik maak, as jy in 'n verhouding is, heiliglik, right? En iemand gebruik liefde as 'n wapen, moet jy so vinnig daar uitkom soos wat jy kan. As jy getroud is, ons is jammer, julle gaan daardeur moet werk, want God honor relationships, getroude paartjies, maar as jy date, jy kan nog daar uitkom. So ons sien gereeld met jong mense, ons het te doen met jong mense,
En as ons praat met hulle, dan sê hulle iemand het my forceer om met hulle te slaap. En hulle het gesê hulle is lief vir my of as ek lief is vir hulle, dan sal ek dit doen. And that is not God honoring. That is not from or of God. Okay? So dis kom ons sê, as jy date en iemand gebruik liefde om jou in die bed te kry, maak seker jy hardloop weg. Vinnig. In 1 Corinthians 13 staan daar, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking. It is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. Love rejoices in the truth. It is not envious, it is not self-seeking. As iemand liefde gebruik om jou in die bed te kry, is dit self-seeking, so hardloop. Run as fast as you can. Yeah, love is not manipulative. It's glad nie, it's not self-seeking. En vir my, actually, as a man, is dit nog as 'n bietjie swaar. Because ek voel, temptation is 'n bietjie erger vir my. I don't know if it actually is. But, daar's twee goed wat jy moet voed. Like, there's the flesh and then there's the spirit. En in my persoonlike lewe het ek agtergekom, like, wanneer ek tempted is, het ek 'n keuse. Gaan ek vlees voed of gaan ek gees voed? Because if I feed flesh, it's going to get stronger and I can't temptation face nie. En ek as 'n man, I'm meant to lead the relationship. En dan gaan ek net in die verkeerde pad inlei. Maar ja. Ja, so ek is baie dankbaar vir Nicholas en dat die Here het regtig geweet wat hy doen, want ek is nogal 'n feisty one. En ek is baie bekleierig. Die Here werk nog met my. Maar Nicholas het my nog nooit in 'n posisie gesit waar ek gevoel het ek word forceer om enigiets te doen wat my ongemaklik maak nie. En dis wat liefde is. Dankie. En een ding wat ons baie gehelp het, veral nou met die wagseisoen, dit het 3 jaar gevat vir ons om verloof te raak en God het ons nou ook in 'n wagseisoen gesit waar ons nog nie daai stap kan vat van trou nie, alhoewel ons baie graag wil. Maar wat ons regtig gehelp het met wanneer ons wag is dat ons wag op die Here. And we keep Jesus at the center. Want wag is moeilik en temptation is real, right? Temptation kom en wat ons regtig net gehelp het is keeping Jesus at the center. Maar nie net in die center van ons verhouding nie. Want dis baie belangrik, julle. If Jesus is not the center of your relationship, moet julle gaan re-evaluate. Maar dit was ook vir ons belangrik dat Jesus is the center of Zanay and Jesus is the center of Nicholas. Want die tye wat hy nie was nie, het ons beklei, conflict, hectic conflict, en soos ek sê, ek's feisty, so ek hou nie my mond nie. Ja, en ook net, die temptations het erger gevoel. En die ding met temptations, veral sexual temptations, is, as jy ingee, dan is jy gevul met shame en guilt. En dis nie van God nie. So let's try and always keep Jesus at the center. Yes, very important. Keep him at the center. En man, dis jou verantwoordelikheid om vir Jesus at the center te hou. It's not like julle is 'n span, yes, but it's your responsibility. En dis iets wat ek hard moes leer, that it's my responsibility to lead our relationship with Jesus. Maar daai is van die challenge wat ons face het. Maar almal, van julle sal weet, daar is ook pyn wat 'n mens ervaar met wag, né? Sometimes in our waiting, there's a lot of pain that we experience. Maybe you're waiting for a job and the mense break you off saying that you can't do this, you can't do that. Maybe you're waiting for whatever it might be, and jy word afgebreek. Like sometimes there's pain in waiting, wat jy soms laat weghardloop and run away from God. En ek wil eintlik vulnerable wees aan julle vandag. Dis eintlik baie recent, so ek is baie vulnerable. It was a few months ago that some people really hurt me a lot. Hulle het woorde oor my gespreek wat nie waar was nie. They really broke like amper my afgebreek. En dis goed wat ek nie is nie. They called me a lot of bad stuff. En het ook gevoel in 'n season waar ek en Zanay se season vir trou
nog langer laat voel. Like it just got extended. And ek het moe geraak. Like I got tired. I was like angry. Maar ek was kwaad vir 'n verkeerde persoon. I got angry at God. And ek dink vir 'n paar weke I actually rebelled from God. Ek sal in die kerk wees. I would be at small group and I would pray with people. But ek het nie in my eie persoonlike lewe saam met hom tyd spandeer nie. Because I was angry at him. En wat ek agtergekom het is like God doesn't want performance. Like hy soek my hart. En ek moes myself fisies, moes ek myself letterlik neersit op my knieë en repent. Want ek het God, like I sinned against God. Because in my waiting, I turned away from him. Want pyn het so swaar geraak. En it really, miskien het jy, as jy hierso vandag en jy het al weggedraai van God af. Because you were in pain, because of hurt. Maybe as jy in die kerk vandag, maybe you serving and you far from God. Want jy seer. Like, can I just tell you that net soos God, like God didn't hurt me. People hurt me. Like God never hurt you. God never leaves us. He never forsakes us. Hy's altyd met ons. And he'll always be there to care for us. And I love the verse in Isaiah 40 verse 31. It says, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." And keep on waiting on him. Hy sal jou strength renew. As jy in pyn is, keep on waiting. As if we wait a while and we wait faithfully, even as ons het nooit sien nie, die promise sien nie, like God honors that. God's gonna honor that. En vir ons, een van die goed, wat eintlik, wat ek het nie bepaal om dit te sê nie, but iets wat vir my baie help in ons waiting season is om te weet dat dit is nie, like it's not for nothing that we're waiting. There's a reason why we're waiting. Maybe it's to encourage other people who are also waiting. Miskien is dit om 'n voorbeeld te wees vir jong mense on how to wait a while. Maybe it's to go through pain and afterwards testify of God's goodness. Maar daar's 'n rede vir die pyn. There's a reason for the waiting. En ek het eintlik 'n song geluister wat my ook so gehelp het. Ek weet nie of jy daai song onthou nie, op social media resurface, maar as hy song wat gaan, "Thank you for sunshine, thank you for pain, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day." And I song het my soveel encourage. And ja, so as jy vandag hier is miskien en jy het weggedraai van God af. I actually want everyone to stand. Let's all stand. Maybe you haven't been waiting well on God. Miskien het jy weggedraai. Maybe you're angry with God. Wil ek julle net aanmoedig. Be honest with him. Be open with him. En as jy, can everyone close your eyes quickly? As jy binne is en jy voel jy het nie goed gewag nie, or you haven't been waiting on the Lord on his strength. Kan jy gou jou hand opsteek so that I can pray a prayer over you? I actually want to pray a prayer over you. So many hands. Yo. Thank you, Jesus. Ek wil 'n gebed oor julle bid. Lord Jesus, I just pray for each and every hand raised in here today, Father God, who haven't been waiting well on you, Jesus. Father, we pray a prayer of repentance, God, and we say sorry for not waiting well, God. Father, ek bid dat u ons sal help, Vader, om goed te bid vir u. That we pray dat ons sal wag op u, Vader, op u strength, Jesus. Vader, ek bid vir die pyn wat ons al ervaar het, Father, that you will come in and you'll heal that, Father God. I pray that you will show us why we're going through it, Father. Vader, ek bid dat ons goed sal wag. Thank you, Jesus. Dankie dat u genade genoeg was vir my. Dankie dat u genade genoeg is vir hulle. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. En as jy vandag hier is, jy kan julle
You can keep your eyes closed. As jy vandag hier is en jy wil jou hart vir die Here gee. And maybe you've been far from God for a while and you want to give your heart to Jesus. You're going to give your life to Jesus. Wil ek net vir julle vra to raise your hand en dat ons weet saam wie ons bid. Amazing. Awesome. Bid die volgende gebed saam met my asseblief. Liewe Jesus, baie dankie dat U se genade genoeg is vir my. Dankie dat U my so lief het. Dat U U seun vir my gestuur het. Vader, vandag draai ek terug van my ou lewe. Vader, ek bid dat U binne my kom lewe. Verander my van binne tot buite. Maak my 'n nuwe mens. In die naam van Jesus. Amen. Amen.